Ons staan hier op die einde van nog 'n jaar en ek hoop almal is opgewonde vir die jaar wat voorlê. Ek is opgewonde vir die dinge wat gaan kom, wat gaan gebeur, wat dit is, weet ek nie, maar ek weet God is in beheer en dit maak my opgewonde. So as kyk aan na die bord en ek gaan moet ook kyk want ek sien nie my boodskap nie. Gee my net 'n oomblik, ek's amper daar. So as kyk aan na die bord, potloodmaker. Julie het vir my so 'n stukkie aangestuur oor die potloodmaker en die potloodmaker se reëls. Ek glo van julle het dit al gesien en van julle het dit al gelees en dit het by my vasgesteek en toe dit my gestuur het, toe weet ek ergens moet ek hieroor praat. Want dit ietsie vir my beteken. En ek het dit goed gedink om die boodskap vanaand te bring oor die potloodmaker se reëls. Want dit is iets wat ons kan vat in 2026. Reëls wat ons kan vat, dinge wat ons kan leer en weet om oor te vat in 2026. Want ons het reeds bevestig dat 2026 dalk nie so maklik gaan wees nie. En dat daar uitdagings gaan wees. Maar dat ons ook weet dat God reeds in 2026 is. En hierdie reëls was my so interessant dat ek het vir julle vanaand wil bring. En daar is die reëls, kan julle daar lees? Daar is hy. Reël nommer 1, enige fout wat jy maak in jou lewe kan reggemaak word. Nommer 2, alles wat jy doen sal altyd 'n merk los. Wat belangrik is wat binne jou is. In jou lewe gaan jy deur pynlike skerpmakings gaan om jou 'n beter potlood te maak. Om 'n beter potlood te wees, moet jy die hand wat jou vashou toelaat om jou te beheer. So net om dit te lees is 'n klare boodskap op sy eie. Sonder om in dit in te gaan. Is dit ietsie kosbaars wat ons kan leer, kan inneem en kan oorvat in 2026 in. Maar ons wil 'n bietjie verder vat en ons wil net so kortliks gaan stil staan by elkeen van hierdie. En reël nommer 1, enige fout wat jy maak in jou lewe kan reggemaak word. En ek wil die gedeelte lees daar in Psalm 51 van, wees my genadig o God, in u troue liefde wis my oortredinge uit in u groot barmhartigheid. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en die oordeel regverdig. Dan Psalm 32. Toe ek oor my sondes geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortredinge nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my omstandigheid. En u het my skuld vergewe. Sien, Dawid was nie die perfekte man nie. Dawid het ook foute gehad. Dawid het ook sonde gedoen in die oë van die Here. Maar Dawid het geweet wie sy God is. En toe Dawid sy sonde bely voor God, toe vergewe God hom. Sien, die foute wat ons maak in ons lewe, kan reggemaak word. Ons moet dit net bely voor die Here. Dit gee ons nie vrye spraak om weer aan te hou die foute maak nie. Of die reg om aan te gaan met die dinge wat ons doen nie. Maar dis goed om te weet, as ons sonde bely voor God, vergewe God ons. En as ons streef daarna om dit nie weer te doen nie. Weereens maak dit my opgewonde. Want ek weet ek is 'n sondaar. Maar ek weet ook, as ek by God kom en ek bely my oortredinge, God sal my vergewe. So elke fout wat ons maak, kan reggemaak word. Lukas 15. Ek sal opstaan en na my Vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie.
maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. Ons almal ken hierdie storie van die verlore seun wat teruggekom het. En die foute wat ons maak, as ons terugdraai en ons gaan terug na God toe, gaan God ons ook omhels. So die foute wat ons maak, kan reggemaak word, as ons terugdraai en na God toe gaan. Hierdie pa het sy seun omhels, en hom al die beste gegee. Hoeveel te meer sal God nie vir ons gee nie, as ons terugdraai na hom toe nie. Ek sê dit weer eens, dit gee ons nie die reg om aan te hou weg te draai van God af nie. Maar dit gee ons die geleentheid om terug te draai na God toe, want hy sal ons met oop arms ontvang. So elke fout wat jy maak in jou lewe, kan reggemaak word. Daar is wel nagevolge met foute wat ons maak. Dit gaan ons nie vryspring of vryspreek nie. Daar is vir elke aksie is daar 'n reaksie. Maar as ons terugkeer na God toe, en hy omhels ons, en ons bely ons sonde, sal God ons help. En die nagevolge gaan daar wees. Maar God is daar. En daai fout sal reggestel word. So dis wonderlik, daai eerste reël, elke fout kan reggemaak word, is amazing. Tweede ene, alles wat jy doen, sal altyd 'n merk los. Matteus 26 vers 6. En toe Jesus in Betanië was in die huis van Simon die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles met baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. En toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n nagedagtes aan haar. So alles wat ons doen, sal 'n merk los. Hier kom hierdie vrou, en sy gooi hierdie duur olie oor Jesus uit. En Jesus sê, dit sal ook gespreek word van wat sy gedoen het. Dit, haar daad hierso, sal altyd onthou word. So sy het 'n merk gelos in die wêreld. Want tot vandag toe, 2000 plus jaar daarna, praat ons nog steeds daaroor. Dis 'n merk wat gelos is in ons harte, wat ons ook kan uitleer. Handelinge 9. En in Joppe was daar 'n sekere disipelin met die naam van Tabitha, wat as dit vertaal word beteken Dorcas. Sy was oorvloedig in goeie werke aan almoses wat sy gedoen het. En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. En sy het haar oë opgeneem en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit. En dit het bekend geword in die hele Joppe en baie het in die Here geglo.
nog 'n gebeurtenis wat gedoen was, wat 'n merk gelos was. Want heel eerstens was sy bekend vir die goeie werk wat sy onder die armes gedoen het. So dis al reeds 'n daad wat sy uitgevoer het, wat 'n merk gelos het. Ietsie wat sy gedoen het, wat die mense geweet het. So die mense het geweet, sy het onder die mense gewerk. En toe kom Petrus, en hy doen nog 'n daad, en uit die daad uit, is daar nog 'n merk wat gelos word, waar sy uit die dood uit opgewek is, waar sy lewendig geword het. En uit daai merk wat gelos is, het baie in die Here begin glo. In Matteus 10 vers 42, en ek het dit nou nie daar op die bord nie, sê Jesus, dat as ons vir een van sy knegte 'n beker koue water gee, sal God dit onthou en dit terugbetaal. Nog 'n daad wat uitgevoer is, wat 'n merk sal los. God sal dit onthou. In Lukas 14 vers 14 leer Jesus dieselfde. Hy sê hier, dat as jy die armes, krippeles, verlamdes en blindes uitnooi na 'n feesmaal, dan sal God dit vir altyd onthou. Sien, die merk wat ons los, gaan nie noodwendig onthou word deur die mens nie. Maar God sal ons goeie werke onthou. God sal daai daad wat jy uitgeoefen het, sal onthou. So dit is goed om 'n merk te los onder die mense. Maar is soveel beter om 'n merk te los wat God sal onthou. So, elke daad wat ons doen, sal 'n merk los. So ons moet uitgaan en seker maak hoe ons onsself beeld daar buite. Moet ons eerstens altyd onthou, ons is 'n verteenwoordiger van God. En dit wat ons doen, gaan 'n merk los. En die merk gaan nie altyd positief wees nie. So die oë is op ons. So ons moet so seker maak, dat ons werklik die woord van God verkondig, nie net met mond nie, maar dit is belangrik met mond, maar ook met daad. Sodat die merk wat ons los, 'n positiewe merk op die mens sal wees, en nie 'n negatiewe een nie. So die vraag is, as ons hier uit hierdie gebou uitgaan, en ons beweeg weg van kerk af, wat ons samesyn as Christene is, wat se merk los ons? Want daar gaan altyd 'n merk gelos word. Die vraag wat ek dikwels myself vra is, wat sê die mense van my? En dit gaan nie daaroor om my koninkryk te bou, of my te verhewe nie. Maar dit gaan daaroor, ek moet seker maak die merk wat ek los, is 'n merk wat God verheerlik. So elke daad wat ons doen, gaan 'n merk los. Wat is die merk wat ons los? Is so belangrik. Nommer 3. Wat belangrik is wat binne jou is. 1 Petrus 3, en hierdie is wat hierdie gedeelte is geskryf vir die vroue en die mans, hoe hulle self moet optree, en hulle sê dat, en hierdie is vir die vrouens, nie vir die mans nie, hulle praat hier van gremering. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie. Haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie. Maar die verborgde mens van die hart in die onverwagtelike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. So dit gaan oor die innerlike. En net die feit dat daai nou vir my 'n tongknoper was, sê dit gaan nie oor die uiterlike nie. Dit gaan oor die innerlike van ons. Ons moet liefde hê binne ons. Die uiterlike van ons gaan vergaan. Maar die innerlike is wat saak maak. So dit is baie belangrik wat binne jou is. Ons moet gekenmerk word deur ons geloof en ons liefde. Want dit is wat waarde is. En nie die uiterlike nie.
Spreuke 3, laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Weereens, die innerlike, die karakter, watse karakter bou jy? Watse karakter beeld jy uit? Is dit 'n karakter van liefde? Of is dit 'n karakter van selfheers? Is alles oor ek en ek alleen. So die innerlike is soveel meer belangrik as die uiterlike. Soos met daai karakter bou van liefde en trou. Bou 'n karakter wat saak maak in die wêreld. 'n Karakter wat bydra na die koninkryk van God toe. As 'n karakter van valse uiterlike, 'n voorkoms, 'n masker wat ons opsit. Want mense kyk deur maskers. Maar 'n mens se innerlike karakter kyk mense nie deur nie. En mense tel dit op. En dit is soveel meer belangrik. Dan punt nommer 4. In jou lewe gaan jy deur pynlike skerpmakings gaan om jou 'n beter potlood te maak. Jesaja 64 vers 8. Maar nou Here, U is ons Vader. Ons is in die klei en U is ons vormeerder en ons almal is die werk van die hande. U is die pottebakker, ek is die klei. Maak my en vorm my soos U wil. Maar dit gaan pynlik wees. Dit maak seer om gevorm te word, om gebuig te word. Maar is iets wat ons moet deurgaan om in hierdie woorde 'n beter potlood te wees. Want God weet wat is beter vir ons. God weet wat het hy vir ons bedoel. God het 'n visie vir ons lewe. God het 'n plan uitgewerk vir jou en vir my. Maar ons staan dikwels in die middel van die plan. So God moet ons baie keer vat en hy moet ons baie keer bietjie vorm. Hy moet ons baie keer bietjie, ek weet nie of een van julle al gesien het hoe 'n pottebakker werk met daai klei nie. Hy druk hom en hy sit sy hand in en hy vorm hom. Die klei wil in een rigting, maar die pottebakker weet watse rigting hy wil gaan en hy maak seker hy kom by daai unieke vorm uit. En dis hoe ons in die lewe is. Ons draai op daai wiel en God vorm ons. Baie keer draai die wiel te vinnig en ons wil hand uitdruk. God het sy hand op ons. En hy moet ons vorm en hy moet ons druk. En ons moet hom toelaat dat hy dit doen, sodat ons ook 'n beter potlood kan wees. So kom ons laat God toe om dit te doen. Hoekom weerstand gee, as ons reeds weet, God weet van beter? Gee onsself oor aan hom. Kom ons gee onsself oor aan die pottebakker en sê vorm ons, al maak nie saak hoe pynlik dit gaan wees nie. En vertrou in die proses. Want het julle al gesien, as die pottebakker nie gelukkig is met sy produk nie, dan slat hulle die klei stukke. En hulle begin van voor af. So oorhandig jouself aan God en sê, hierso is ek. Waar ons stry teen die pottebakker, as ons stry teen God, gaan dit op 'n punt kom waar God ons moet neerslaan en sê, nou begin ons van voor af. Maar as ons reeds weet, God is in beheer, en ons weet reeds, dat wat 2026 vir ons inhou, gaan God ons mee help. Gaan deur die pynlike gaan. Gaan deur dit. En ons kom by die produk uit wat God wil hê ons moet wees. So in jou lewe gaan jy deur pynlike skerpmakings gaan om jou 'n beter potlood te maak. So God gaan jou vorm. En ek het dit genoem. Comfort zone gaan daar nie meer wees nie. Maar gaan deur dit. Nommer 5. Om 'n beter potlood te wees, moet jy die hand wat jou vashou toelaat om jou te beheer. Jesaja 45 vers 9. Wee hom wat met sy vormeerder twis, 'n potskerf by die
potskerwe, sal dan die klei sê aan die wat dit vorm, wat maak jy? Of jou werk sê, hy het geen hande nie. Wie hom wat vir die vader sê, waarom verwek u? En vir die vrou, waarom het u wee? So sê die Here, die Heilige van Israel en sy Vormeerder, vra my aangaande die toekomstige dinge, vertrou my seun en die werk van my hande aan my toe. Vertrou die Here, want hy weet wat is die toekoms. So as die Here weet wat die toekoms is, vertrou sy hande in hierdie opsig, wat ons vashou. Want die potlood kan nie op sy eie werk nie. Dan lê die potlood net daar stil op die tafel. So vertrou die hand wat die potlood vashou, want die hand wat ons vashou, is die lewende God. En die lewende God weet wat die toekoms is. So vertrou hom. Psalm 66. Prys o God, volke, laat die klanke van sy loflied opklink. Hy wat aan ons lewe gee, nie toelaat dat ons voete soek nie. So as God vir ons lewe gee, hoekom sal ons hom nie vertrou nie? As God sê, jou voete sal nie soek nie, hoekom nie vertrou nie? So gee ons self oor in die hande wat ons vashou. En laat God ons beweeg waar hy wil hê ons moet beweeg. Want die persoon wat die potlood vashou, weet beter, want hy ken die toekoms. Hy wat ons aan die lewe gee. Hy wat ons die lewe gegee het, is die een wat ons vashou. So hierdie 5 reëls was my so kosbaar. Die 5 reëls wat sê, enige foute wat jy maak in jou lewe kan reggemaak word. Alles wat jy doen, sal 'n merk los. Wat belangrik is wat binne jou is. Jy gaan deur pynlike skerpmakings gaan. Om 'n beter potlood te wees, gee oor in die hande wat jou vashou. Kom ons vat hierdie reëls oor in 2026 in. Kom ons gee oor aan God. Kom ons maak seker die merk wat ons los, is 'n merk wat God sal trots wees op. 'n Merk wat sal bydra tot die koninkryk van God. Want God weet van beter. So, waar ons nou in die volgende paar minute in 2026 ingaan. Los alles agter. En sê, Here, ek staan nou hier voor U. En 'n potlood afhanklik van die hande wat my vashou. En sê, gebruik my. Maak my skerp soveel as wat U nodig het. Al is dit hoe pynlik. Maar ons het daar gepraat oor die afgelope week, 2 weke daaroor. Het gaan nie maklik wees nie. Het gaan moeilik wees. Want ons dink, daar is 'n kinderverhaal waar die potlood so rondhardloop. Ons dink ons het daai potlood, en dit werk nie so. As ons nie onsself oorhandig aan God nie, en vir God sê, neem oor nie, dan gaan ons net daar lê op die tafel, en ons gaan nooit wees wie God wil hê ons moet wees nie. Ons het oor 2025 geleer, God wil soveel te meer vir ons hê. So kom ons wees meer in 2026. Ons gaan vir tyd, gaan ek vra, en ons sal 'n gebed doen aan die einde van nagmaal. So vir tyd, gaan ek vra, die wat ons gaan help met die nagmaal, kom na vore toe. En dan sal ons aan die einde, sal ons 'n gebed doen. Voor ons aan die nagmaaltafel gaan sit, hierdie is nie die tafel van die AGS nie, is die tafel van Jesus Christus, ons verlosser. So as jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, is jy meer as welkom om deel te wees van hierdie tafel. Om deel te wees van hierdie amazing
wat Jesus aan ons gegee het. Die aand wat hy verraai is, het hy die brood gevat, hy het dit gebreek, en hy het gesê, neem, eet. Dis my liggaam wat vir julle gesterwe is. En so dikwels as julle by mekaar kom en dit doen, is dit herdenking aan my. En hy het die wyn gevat, en hy het dit geskink, en gesê, drink. Dis my bloed wat vir julle gestort is. Die bloed wat ons vrygekoop het. Die bloed wat ons die geleentheid gee, om ook die ewige lewe te hê. Om ook eendag saam God te wees. Ons gaan dit nou uitdeel, en dan gaan ons dit saam gebruik as almal dit het. So wees geduldig, ons gaan dit gou uitdeel, en dan gebruik ons dit saam. You're always with me. It speaks on my behalf when I can't even pray. It's never lost a fight. It dives into the fray. As iemand die beker wil gebruik, kan jy net jou hand opsteek, Pastoor Leon sal met die beker wees. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no weight of sin to rival what you've done. You paid it on the cross. My hope is in the blood. So even in my guilt, you make me justified. I'll praise you from the depths. You're here time after time. You're always with me. For you so loved the world, you gave your only son. Now this I know for sure. No matter what I've done, you're always for me. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no weight of sin to rival what you've done. You paid it on the cross. My hope is in the blood. Your name is restoration. This is your reputation. Reviving what I've written of. Your heart is always for me, and that is never changing. Your victory can be undone. Your name is restoration. This is your reputation. Reviving what I've written of. Your heart is always for me, and that is never changing. Your victory can be undone. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no weight of sin to rival what you've done. You paid it on the cross. My hope is in the blood. The power of your grace, love so unrestrained, taking back what's lost and trading in my shame. There is no weight of sin that it can overcome. You paid it on the cross. My hope is in the blood. My
was rich. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Liewe Heer, dankie dat ons weet hier waar ons in 2026 ingaan. Liewe Heer, waar ons met hierdie brood in ons hand staan, is 'n teken dat U liggaam vir ons gegee het, liewe Heer. U liggaam vir ons gegee het sodat ons ook kan vry wees, liewe Heer. Liewe Heer, ons sê dankie. Dankie vir U liggaam. Dankie Jesus. Liewe Heer, hierdie sap, 'n teken van U bloed wat gevloei het. Liewe Heer, 'n teken U liefde aan ons. Liewe Heer, dankie dat ons kan weet dat U lewe, U het opgestaan. Liewe Heer, 'n teken dat ons ook 'n kans het om die ewige kroon te kry, die ewige lewe te kan ingaan. Ons sê dankie Jesus. Is daar iemand by Rabbuis oorgeslaan? Ons wag net daar vir die beker. Iemand onder? Ja, kom maar net. Sit. Ons wag net nog, hulle gebruik het nog die beker daarbo. Ons gaan wel nie aanjaag nie. Pastoor Leon, ek dink Engela, seker die beker. Okay. Ons gaan pastoor Leon kans gee om onder toe te kom. Ons is nie hastig nie. Niks van daai puddings kan afgaan nie. So, ons wag geduldig of ons nou hierdie